Jesus, nou kom gaan ek saam. Gaan ek saam. Daar was 'n vrede met God wat deurgebreek het. Skielik is die muur wat tussen jou en God is, wat skeiding maak, weg. Hulle hoor al die regte goeders van kleintyd af, maar hulle het nog nooit op 'n plek gekom wat hulle gaan kniel het voor Jesus en gesê het, Here, U is my koning. Redding is 'n oomblik, maar bekering is 'n lewensproses. Amen. Vrede is 'n voorwaarde vir blydskap. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorberei sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan doen. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Ek het vandag die voorreg om met jou te praat oor vrede, die voorwaarde vir 'n sinvolle lewe, 'n wenlewe, 'n lewe wat anders is, 'n lewe wat beter geleef word as wanneer daardie kwaliteit nie in jou lewe is nie. Nou ek weet nie van julle nie, maar dis daarom aaklag om 'n lewe te lewe vol onrus, vol onstuimigheid hier binne in jou. Om 'n lewe te lewe waar daar altyd wrywinge en altyd moeilikheid in verhoudinge is, waar daar altyd kroon spanning is en misverstand is. Dit kan in die huis wees, dit kan in 'n familie wees, dit kan tot in 'n kerk voorkom. Dis 'n slegte manier van leef as vrede uit jou lewe weggegaan het. Vrede is 'n absolute voorwaarde en dit moet ons vandag net ons eie maak. Vrede is 'n absolute voorwaarde om 'n blymoedige en 'n oorwinnende en 'n gelukkige mens te wees. Sonder vrede sal jy nie die lewe geniet nie, die lewe wat God jou gee nie. Nou, op die oog af kan party mense alles hê. Ek het eendag met 'n man gepraat wat werklik die Here seën hom, veral op 'n materiële gebied en aardse besittings en die tipe goed. En hy het my gesê dat die kroniese, konstante vermoeienis om al hierdie goeders bymekaar te hou, is regtig 'n uitdaging vir hom. Hy sê, buitekant lyk dit nie so nie, maar binnekant is dit werklik so. En dan, wanneer jy begin sleg slaap, en jy moet 'n pilletjie drink, om bietjie vaak te raak, en jy moet 'n dokter gaan sien oor die maagseer wat binne in jou is, en jy moet allerhande sielkundiges begin sien, net omdat jy hierdie ongelooflike onrustigheid en onstuimigheid binne in jou het, wil ek jou vra, is dit 'n kwaliteit lewe? Maar dis nogal wat die wêreld vir ons voorskryf, né? Ons moet soos mal hase hardloop. En ons moet net jaag en beter en beter en beter en hoër en verder en meer en meer. Ons moet net meer vergaar. Alles bymekaar maak en daar's niks verkeerd as die Here ou seun is gaan nou ook daarna kyk. Niks verkeerd nie. Maar as dit die vrede uit jou hart begin steel, dan moet jy weet jy is op 'n baie slegter plek as toe jy minder gehad het. As jou hart altyd vol onrus en onstuimigheid is, onvrede is, dan begin dit oorgedra word na jou huismense. Die hele atmosfeer raak so ongemaklik, tot die hond kruip weg as jy by die huis kom. En Jesus los vir ons iets, toe hy opvaar hemel toe los hy vir ons iets. Hy sê, ek gaan vir julle iets nalaat. Ek gaan vir julle 'n geskenk gee. Hy sê, ek gaan my vrede vir julle nalaat. Want hy is mos die vredevors. Jesaja 9 vers 5 wat sê, Jesus is die wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader en vredevors, halleluja. Hy is die koning van vrede. En hy sê in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Wat 'n soort vrede gee die wêreld? As alles goed gaan, as ek genoeg het, as alles mooi in plek is, dan is ek rustig, dan voel ek kalm. Daar's niks verkeerd as goed in plek is nie. Ons moet altyd veg vir 'n gebalanseerde lewe, maar die lewe werk nie altyd so nie. Jesus sê selfs as dinge nie vir jou uitwerk nie, gaan jy my vrede beleef. My vrede is nie afhanklik van omstandighede en positiewe gebeure in jou lewe nie. Die vrede wat ek julle gee is afhanklik daarvan
of ek in julle lewe is of nie. Dis die vrede wat ek vir julle gee. In Johannes 16 vers 33, dis terloops die vers wat die gewildste is, wat in die wêreld aangestuur word. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. So dis die nalatenskap wat Jesus vir ons gee. Dis ons erfporsie, dis ons geskenk. Ons kan hierdie vrede kry, bonatuurlik. Dis nie iets wat ek aan myself hoef op te werk nie, te soek hier ergens binne in my nie. Ek hoef dit nie te fake nie. Dis iets wat van die hemel afkom. Dis iets wat van die Heilige Gees afkom, wat my hart en my lewe vul, hierdie vrede. Dit het 'n bron. Onthou, God is die eienaar van vrede. Jesus is die besitter van vrede en hy kan dit gee. Hy kan dit gee. Niemand anders kan hierdie ware vrede gee nie. Nou ons kry die 3 tipes vredes en ek wil net vinnig met julle oor elkeen van hierdie 3 tipes vredes gesels. Die eerste een is vrede met God. Dit moet op 'n Ek weet nie of jy kan onthou nie, maar toe jy nog nie Jesus geken het nie, toe jy nog nie 'n kind van God was nie, onthou jy die onrus binne in jou? Jy het geweet, luister, as ek vandag doodgaan, gaan ek eendag voor die troon van Jesus staan en hy gaan vir my sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Hy gaan vir my sê, jy's vir ewig verlore. Dit was 'n verskriklike ding. Ek onthou toe ek gered is en ek my hart vir die Here gegee het. Die eerste aand het ek so geleen, ek was so bly, ek het heeltyd gesê, Jesus, nou kom gaan ek saam. Gaan ek saam. Daar was 'n vrede met God wat deurgebreek het. Dis die eerste vrede. 'n vrede met God. 'n vrede met God. Skielik is die muur wat tussen jou en God is, wat skeiding maak, weg. Jou sonde is vergewe. Jy word nuut gemaak deur die Heilige Gees. Dis 'n wonderlike ervaring wat 'n mens beleef. Jy word vrygespreek. Sê Johannes 5 vers 1. Daar is nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus, né? Want ons is vrygespreek. Halleluja. Daar's niks in die rekordboeke nie teen my naam nie en teen jou naam nie. Ons is vrygespreek van ons sonde en ons dank die Here Jesus daarvoor. Is dit nie 'n wonderlike ervaring om deelagtig te word wanneer God jou sonde vergewe en jou 'n nuwe mens maak nie? Nou baie mense leef vandag nog in hierdie onvrede. En hulle is nie seker as ek vandag te sterwe kom, as Jesus op die wolke kom, wat die 24ste sou wees, nou die 6de Oktober hoor ek. Of ek gaan saamgaan nie. Ek is onseker of ek gaan welkom wees in die hemel. Ek is onseker of ek op God se nuwe aarde gaan woon. En baie mense ervaar dan hierdie ding in hulle. Maar die groot manier om van hierdie onsekerheid ontslae te raak, is om jou lewe vir Jesus Christus te gee. Kan ons haleluja sê? Dat die bloed van Jesus jou sonde reinig, soos Hebreërs 9 vers 22 en 28 vir ons sê. Want daar is sonder die bloedvergieting geen vergifnis van sonde nie. Sonde word nie net vergewe nie. Daar's 'n prys daarvoor betaal en dit was die kruis van Jesus Christus. Dan maak God jou 'n nuwe mens. Hy skryf jou naam in die boek van die ewige lewe. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, alle dinge word nuut en jy begin vrede met God ervaar. Dit is 'n verskriklike plek om in jou lewe te wees, om nie 'n kind van God te wees nie, om nie iemand te wees wat hierdie wonderlike vrede beleef in jou hart, dat jou saak met God reg is nie. En as jou saak met die Here nie reg is nie, hoor wat sê Hebreërs 3 vers 7 en 8, luister daarom na wat die Heilige Gees sê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Baie mense is so naby, maar hulle is tog so ver. Hulle word in 'n kerk groot, ons praat van 'n kulturele Christen. Hulle hoor al die regte goeders van kleintyd af, maar hulle het nog nooit op 'n plek gekom wat hulle gaan kniel het voor Jesus en gesê het, Here, wees my koning, vergewe my sonde, red my nie, Here, maak my nuut deur die Heilige Gees. As jy nog net 'n kulturele Christen is, gaan jy altyd met angs en spanning in jou hart rondloop. 'n godsdienstige Christen. Jy weet al die Bybelgoed en kerkgoed, maar jou hart is eintlik nie naby die Here nie. En die Here wil jou nuut maak deur sy Gees. Hy wil jou sonde vergewe. Hy wil met jou 'n nuwe pad begin loop. Hy wil jy moet 'n kind van God wees. Luister, almal wat in 'n kerk groot word, is nie 'n kind van God nie, hoor. Nou, die eerste Christene het ook met die ding gesukkel. Julle moet onthou, hulle was almal eerste generasie Christene. Hulle is van afgode af bekeer na Jesus Christus toe. Toe word hulle kinders in die huise groot en hulle het nou gedink, wanneer moet
hierdie kinders nou hulle bekeer, wanneer moet hulle nou hulle harte vir die Here gee? Al het ek in 'n Christelike huis groot geword, baie keer van kleins af gee jou hart vir Jesus. In 'n diens, in 'n kinderkerklesie waar 'n juffrou staan en sê, of 'n tannie staan en sê, wie wil hulle hartjies vir Jesus gee? Dan gee jy al van kleins af jou tyd, jou hart vir Jesus. Jy het nie 'n dag en 'n datum bekeer wat jy kan sê, toe ek 18 jaar oud was, of toe ek 24 was, het ek 'n kind van die Here geword nie. Maar jy weet net, ergens in my lewe as 'n kind, het Jesus 'n werklikheid vir my geword. Hy het my gered. Maar diep in my hartjie, het ek vir Jesus ja gesê. My eie kind is so. Van kleins af, sy het nie 'n dag en datum bekeer nie, maar ek weet, van kleins af was sy gedurig blootgestel om haar hart vir Jesus te gee. Maar as jy vandag 'n onsekerheid in jou het, 'n onvrede in jou het, en jy is nie seker dat jy 'n kind van God is nie, moet jy by Jesus gaan kniel en bid en sê, red my Here, vergewe my sonde, maak my skoon, laat die Gees my nuut maak. Laat die Gees my kom vernuwe en kom skryf my naam in die boek van die lewe. Dis 'n verskriklike belangrike ding om te doen. Jy moet gered word uit die koninkryk van duisternis en geplaas word in die koninkryk van Jesus Christus. 'n Belangrike ding. Kan ons amen sê? Verskriklik belangrik. Maar kind van die Here, ek weet nie van jou nie. Ek is as 'n jong kind gered. Het ek my hart vir die Here gegee. Nou, jy moet onthou, redding is 'n oomblik, maar bekering is 'n lewensproses. Amen. Redding is 'n oomblik, maar bekering is maar 'n lewensproses. En baie keer, net as jy dink jy die ding nou reg, dan moet jy maar weer vir die Here vra, Here, vergeef my. Ek bekeer my tot U. Of die Here openbaar nuwe terreine in jou lewe wat nog nie onder sy heerskappy is nie. En dan moet jy jou voortdurend bekeer en daardie areas onder die beheer van Jesus sit. Maar die realiteit is van kind van God wees, is dat wanneer my verhouding met die Here seer kry, wanneer ek doof begin word vir die Heilige Gees, wanneer ek my eie pad begin loop, dan versteur dit die vrede wat ek met God het. Dit versteur hierdie vredesverhouding met die Here. Dis asof daar 'n muur tussen my en die Here kom. En daarom sê Jakobus 4 vers 4, vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. Hy skryf vir Christene hierso. Hy sê, luister ouens, om 'n vriend van die wêreld te wees, is om 'n vyand van God te wees. Nou daai woordjie vyand beteken om 'n opponent te wees. Dit beteken om 'n teenstander te wees. Dis 'n militêre term wat hier gebruik word, wat hulle in die oorlogtye gebruik het om te sê, dis twee ouens wat op mekaar skiet. Jy plaas jouself in 'n posisie waar jy eintlik God beveg. Hy sê, moenie hier kom nie. Hy skryf vir 'n kerk. Hy sê, moenie 'n teenstander van God word nie, want dis dinge wat die vrede van God uit jou hart uitneem. Want ons moet Jakobus 4 vers 5 baie ernstig neem. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê, dat God die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Amen? Heeltemal vir homself wil hê. En dit is die roep van die Here na my en jou hart toe. Luister, ek wil jou heeltemal vir myself hê. Ek wil jou nie deel met die wêreld nie. Ek wil jou nie deel met sonde, met die duiwel en met al hierdie goed nie. Jy's myne, jy's net myne. En dis waar vrede met God ervaar word. Waar ek my hele hart op die Here rig. Beteken dit volmaaktheid? Ons weet al lank dit beteken nie volmaaktheid nie. Maar dit beteken my hele hart is op die Here gerig. Ek wil jou vra vandag, is daar onvrede in jou verhouding met God, kind van die Here? Dan is dit vandag die plek om dit reg te maak. Dis 'n verskriklike plek om die Heilige Gees te staan, om met die Heilige Gees te stoei. En die Heilige Gees wys vir jou prioriteite in jou lewe uit. Dit hoef nie altyd sondige goed te wees nie. Baie keer dan al wat die Heilige Gees vir jou sal sê is, staan bietjie vroeër op om te bid. Maar jy ignoreer dit. Of jy hoor, ek wil graag hê jy moet hierdie ding vir my doen, maar jy weerstaan dit. Dis 'n vreeslike plek om die Heilige Gees te weerstaan en nie oor te gee nie. Dis 'n plek van onvrede met God. En dis nie die vrede wat Jesus vir ons nagelaat het nie. Hy wil hê ons moet vrede met die hemelse Vader beleef, met sy Vader beleef. Kyk wat sê Filippense 4 vers 9. Daar staan, Paulus skryf, hy sê, luister, doen nou, want wat ek doen, is wat Jesus vir julle moet doen. Filippense 4 vers 9 sê, en wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal
by julle wees. Hy sê, luister, doen wat Jesus wil hê, en die God van vrede sal by julle wees. Dis 'n wonderlike ding, as jy die nabyheid en die vredevolle teenwoordigheid van God in jou lewe ervaar. Maar hy sê met ander woorde hierso, luister, as jy nou hardkoppig gaan wees, en jy gaan jou eie pad loop, en jy gaan nie doen wat die Heilige Gees wil hê nie, gaan jy nie die nabyheid van die God wat vrede gee by jou beleef nie. En ek sien dit baie in my lewe, die onvrede wat mense beleef, en dan besef ek, hulle is nie in sinkronisasie met God se wil vir hulle lewe nie. Luister wat sê 2 Petrus 3 vers 14. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. Dis 'n belangrike doelwit wat ek en jy moet hê, om in vrede met God te lewe. Om in vrede met ons hemelse Vader te lewe. Luister, ek en jy ken hierdie stoeigeveg. Dis soos Jakob daar by die Jabokrivier, wat stoei met die man wat daar in die nag aan hom verskyn, en hy stoei die hele nag deur, totdat hy op die heup geslaan word, en hy oorgee. En God begin in sy lewe te werk, en sy naam word verander, van Jakob na Israel toe, van bedrieër na prins met God, as geroepene van God. Dis 'n wonderlike ding om oor te gee aan God se wil. Dit gebeur in die kleinste van goedjies. Dit gebeur partykeer net hoe jy met jou vrou praat. Dit gebeur net hoe jy jou stilte tyd doen. Dit gebeur net hoe jy jou vermaaklikheidswêreld hanteer. Maar wanneer die Heilige Gees sy vinger op ietsie druk, luister, want dit bring die vrede van God, die vrede met God in jou lewe. Kan ons halleluja sê? Die tweede vrede is vrede in jouself. Ek het vrede met God, en dit bewerk ook 'n vrede in my, 'n wonderlike vrede hier binne in my. Ons onthou mos wat ons nou gesê het, Jesus is die gewer van vrede. Daarom sê 2 Tessalonisense 3 vers 16, mag die Here wat vrede gee, julle altyd en in alle opsigte vrede gee. Die Here sal by julle wees. Daar's iets wat God gee, wat net hy kan gee. Baie mense soek vrede op baie maniere, maar luister, daar's vandag mense wat in die grootste van ellende lewe, maar wat die vrede van God het. Want dit is 'n geskenk wat God jou gee. Hierdie vrede is nie afhanklik van uiterlike omstandighede nie, maar van jou verhouding met Jesus Christus. Daarom gebed speel 'n verskriklike belangrike rol. Hierdie belangrike verse wat ons altyd in hierdie gemeente sê, Filippense 4, 6 en 7, wat sê, ons moet alles by God in gebed bekend maak, en dan sal die vrede wat alle verstand te bowe gaan, oor ons harte en gedagtes heers, die wag hou. Halleluja, dis die waarheid. Wanneer jy partykeer so voel, ek sien nie kans nie, dan is die vrede van God in jou hart. Luister, biddeloosheid is 'n sleutel tot 'n onstuimige en 'n ontstelde gemoed, waar jy altyd opvleend is, waar hierdie ontsteltenis net altyd in jou is. Dit maak jou depressief, dit maak jou afgemat. Maar gebed bewerk die vrede van God in ons hart. Jesus is ons voorbeeld om hierdie vrede van God in ons hart te onthou. Julle in Markus 4 vers 37, daar's 'n storm op die see. Markus 4 vers 38, Jesus het op die agterkant van die boot gelê en hy het geslaap. Julle, daar's 'n storm. Nou ek weet nie van julle nie, wie van julle word ook seesiek? OK, welkom, ek verstaan. My eerste date met Alta was daar in Mosselbaai gewees, en sy het hierdie wonderlike voorstel dat ons met daai seilboot om Robbe Eiland moet vaar. En ons is jong studente, en dan vra sy my, dis mooi, en al wat ek heeltyd sê is net Dan sê sy, die robbe stink 'n bietjie, dan sê ek Julle, ek was daai hele dag in die bed. 6 cokes later, ek was siek, en toe het ek besef, nee, daai bootry werk nie vir my nie. Daar kom baie keer storms in ons lewe, kind van die Here. En Jesus lê in slaap. Hierdie is 'n absolute voorbeeld, 'n voorbeeld van hoe ons die lewe kan benader en rustig kan wees. En Jesus sê vir hulle in vers 40, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Julle, en dis hier waar ek en jy ons almal klei trap, regtig. Want ons geloofsoortuigings is te swak. Nou, jy kry 3 tipes geloofsoortuigings. Die eerste ene is openbare geloofsoortuigings. Wanneer jy voor mense praat, en almal praat nou byvoorbeeld oor, kom ons sê oor
die Here wat voorsien. En jy praat saam, ja, nee, die Here voorsien. Maar as jy huis toe ry en jy's alleen by die huis, dan as jy hierdie bekommerde, gaan die Here voorsien. So hierdie is soos 'n publieke praat. Dis amper soos Herodes, toe die wyse manne by hom aangekom het om aan baba Jesus hulde te bring, het hy ook gesê, nee, vertel my waar hy is, ek wil ook hulde aan hom bewys. Dis hierdie oop praat. Politici doen dit nogal. Jy weet, hulle beloof land en sand en alles, maar hier binne, dis nie hulle oortuigings nie. Dis 'n openbare ding. Baie keer net om half daar te wees praat te hou. Daar's 'n boek 'n rukkie terug uit oor wat geskryf is, hier staan ek, en 'n klomp mense wat hulle geloof verloor het in Jesus Christus. En baie ons aan daai boek het onder 'n skuilnaam geskryf en hulle was predikante gewees. Predikante wat Sondag op die kansel staan en praat, maar hulle geloof in Jesus Christus verloor het. Dis net 'n publieke ding, net praat. Dis net hierbo. Jy praat net. Dis net vir mense om te hoor, maar dit het nie regtig substansie nie. Die tweede tipe geloof is wat ons praat van 'n emosionele geloof amper, 'n privaat geloof. Nou dit het nou 'n bietjie dieper gesak. Jy's opgewonde oor 'n paar goed. Dis soos Petrus wat sê, Here, ek gaan nie nooit verloon nie. Here, ek sal dit nooit doen nie. Almal sal U verloon en weghardloop, maar ek sal dit nooit doen nie. Nou weet ons wat gebeur. Die haan kraai en hy verloon die Here en al hierdie goed wat gebeur het. En Petrus het agtergekom. My oortuigings was nie so diep as wat ek gedink het nie. Toe die druk kom, toe ek moet staan vir wat reg is, toe ek moet staan vir Jesus, toe ek 'n saak moet hanteer, toe kraak ek. Toe val alles uitmekaar uit. En hierdie emosionele geloof is nogal wanneer ons opgewonde oor ietsie is. Ek ontdek 'n waarheid in die Bybel en ek begin dit nogal toepas in my lewe. Luister, Petrus wou regtig nie Jesus verloon nie. Toe hy dit vir die Here gesê het, hy bedoel, hy gaan nie Jesus verloon nie. Hy het dit bedoel met sy hele wese. Maar sy geloof was bietjie emosioneel geweest. Dit het nog nie 'n derde vlak van geloof bereik, naamlik kerngeloof nie. Kernoortuigingsgeloof, hier binnekant in jou, wanneer jy diep in jou binnekant van jou mens is 'n saak jou eie gemaak het en gesê het, hierby staan ek en hierby val ek. Hierdie is onbeweegbaar. Hierdie is wat vir my ononderhandelbaar is. Hierdie sal ek doen. Al kos dit my wat. Dis soos byvoorbeeld om die waarheid te praat. Dis om byvoorbeeld 'n ding vas te maak om te sê dat gebed is nie iets wat ek net hier buite praat en is 'n emosionele saak nie. Dit word 'n anker van my lewe. Dit word 'n kernoortuiging in my lewe om kerk toe te kom. Dit word 'n kernoortuiging in my lewe want dit is iets wat belangrik is vir my. Dit gee my lewe 'n soort rigting en 'n stabiliteit. Dis nie net 'n openbare ding wat ek oor praat om almal te beïndruk nie. Dis nie net 'n emosionele opwelling wat ek ervaar nie. Dit is 'n kernoortuiging in my hart. 'n Kernoortuiging dat in ons huis praat ons nie lelik met mekaar nie. Dis 'n kernoortuiging. Dis nie net 'n emosionele ou dingetjie wat ek in 'n oomblik sê wanneer alles goed gaan nie. Dis wanneer alles sleg gaan. Dat ek nog steeds hier praat ons op mooi maniere met mekaar. Dis 'n anker in jou lewe. Dis 'n geloofsanker om aan vas te hou. Dis maklik om te praat oor, ja, lof en prys, weet ek, jaag die duiwel weg, maar by jou huis word daar nooit geloof en geprys nie. Daar's nooit musiek aan nie. Daar's nooit 'n bietjie waar jy op jou knieë gaan en die Here groot maak nie. Daarom moet ek en jy, as ons kerngeloof wil hê, hierdie diep ankers in ons menswees wil hê, wat ons gaan vashou, moet ons die woord lees, dit oordink en dit laat insak in die diepste van ons menswees. Dit moet ons ankerpunte word. Dit moet ons ankerpunte word. Want anders dan gaan ons sukkel om vrede met die Here te hê. Want dan gaan ons nooit glo dat wanneer die Here byvoorbeeld sê, luister, ek gaan vir jou sorg nie. Dan gaan ons dit nie glo nie. Ek gaan dit sê, ek gaan dit 'n emosionele ding maak tot die tekort daar is. Dan gaan ek bakkel. Ons kan maklik sê, ja, ek glo in God wat die onmoontlike kan doen. Baie praat of dit kan 'n emosionele opwelling wees, maar is dit regtig wat ek glo? Is dit regtig wat ek glo? Glo ek regtig dat sonder heiligmaking gaan ek die Here nie sien nie? Is dit 'n anker in my lewe? Is dit 'n kernwaarheid? Of is dit hierdie goedjies hierbo en emosionele goedjies wat ek het? Of is dit my anker? Dis wie ek is, dis waarna ek vasmaak, dis waarvoor ek sal sterf. Kernoortuigings.
wat ons moet vasmaak. En ek en jy, voordat ons vrede in onsself moet hê, moet ons weet dat wanneer ek in God glo, hy my nie in die steek sal laat. En kan ons haleluja sê. Dit moet 'n kernoortuiging word, want anders dan gaan ek in die omstandighede vaskyk en ek gaan my koers verloor en ek gaan ongelowig word en ek gaan dinge begin sê en my hele menswees gaan in mekaar stort. Want luister, dis nie of daar stormpies in die lewe kom nie, hulle kom. Daarom moet ons gedagte wêreld oppas, want dis 'n poort wat ons vrede steel, né? Want ek nie my gedagte wêreld oppas nie. Filippense 4 vers 8 wat sê, alles wat edel, reg en rein en mooi en prysenswaardig is, daarop moet ons gedagtes rig. Julle, die wêreld is so vol slegte nuus. As jy jou foon aansit, alles is sleg. Julle, ek weet nie. Dit het 'n vreeslike plek geword om ek dink te veel deel te neem. Daarom moet jy soveel inligting beperk. Jy moet dit deur klomp filters laat gaan voordat dit eintlik by jou kom. Jy moet weet wie praat. Vandag onthou elke wat vandag 'n mikrofoon en 'n kamera het is vandag 'n kenner, hoor. En hulle neem goed op en hulle stook ons op en gee inligting deur. En al wat hulle wil hê is dat hoe meer mense kyk, hoe beter is dit. Maar pas op, die inligting wat na jou toe vloei. Jy's op 'n slegte plek as jy in die oggend opstaan. Die eerste ding wat jy gryp is jou selfoon en jou eerste woorde wat jy sê, daar's alweer 'n ongeluk op die N14. Jy weet. Natuurlik moet ek daarna kyk. Maar ek moet die patroon in my lewe reg hê. Pas op vir te veel inligting. Ons leef in 'n wêreld wat ons glo, hoe meer inligting ek verorber in my kop insit, hoe beter mense is ek. Nie waar nie. Navorsing wys net die teendeel. Dat ek moet baie doelgerig inligting versamel in my lewe om 'n beter mens te wees. Ek hoef nie alles van alles te weet nie, maar ek moet wat nodig is in my lewe innooi. Dan moet ek net my gedagtes beskerm om my vrede te bewaar nie. Ek moet nie duiwel se planne raak sien. Jy al sien net voor kerk, jy is op pad kerk toe. Dit voel of die duiwel die kind beet het, né? Die hond verstik. Alles gaan verkeerd voor kerk. Jy en jou vrou misverstaan mekaar. Jy raak geïrriteerd. Jy sit in die kerk en jy wil die Here aanbid en dan sien jy iets raak wat jou verskriklik jou aandag aftrek en jy dink, regtig, julle, en dit trek jou aandag en dit is so onnodig. Dis nonsens. Dis nonsens hierdie goed. Ons moet die duiwel raak sien. Ons moet sien, hy wil ons aandag van Jesus aftrek. Hy wil die vrede steel. Daarom sê 2 Korintiërs 2 vers 11, die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne al te goed. Luister, as 2 ouens op skool wat ek draai omgeloop het. Een was boksers. Hulle het jou geslaan voor jy geweet het jy's geslaan, hè. Steers het ek nog minder van gehou. Maar hulle het jou 'n greep gekry en maak as ek hoe jy probeer het nie, jy kon nie uitkom nie. Hulle het al die triks in die boek geken om jou vas te gryp, né? En dan is dit nogal voor die meisies. Nou lyk jy nogal soos 'n regte loser, né? Maar nou hierdie oorhand is 'n greep. 'n Greep. Ek onthou so goed vir daai jong vriend Lottering wat saam op skool was, wat 'n stewer was. Hy het my altyd so 'n greep gekry. En dis die greep wat die duiwel jou net. Hier staan jy en jy kan niks doen, jy kan nie beweeg nie. Hy het jou. En ons moet pas op wanneer onvrede in ons huis in begin kom. En ons moet sien, wat is die goed wat die onvrede in die huis bewerk? Luister, ons verskil in ons huise. Is dit nie waar nie? Die man is die betydse een en die vrou is die laat een, of die vrou is die georganiseerde en die man is die ongeorganiseerde ene. Die een hou van mense, dan moet elke dag gekuier word. Dis soos my een skoonseun. Dan moet gekuier word. En my een dogter, alweer mense, jy weet. En dis altyd hierdie goed. En die duiwel weet presies wat 'n knop is om te druk, om ons geïrriteerd te maak. Presies. En ons moet sy planne sien, want wat wil hy hê? Hy wil jou vrede kom steel uit jou hart uit. Hoekom wil hy jou vrede steel? Is dit sommer net om 'n lekker emosie van rustigheid uit jou hart uit weg te vat? Daar's baie meer agter dit. Daar's baie meer agter dit. Hoekom wil die vyand jou vrede steel? Want die eerste rede is, sonder vrede kan jy nie blydskap in die Here beleef nie. En die blydskap in die Here is jou beskutting. Die voorwaarde vir blydskap is vrede. Ek moet vrede hê. Voor ek Nehemia 8 vers 11 kan doen, wat sê die blydskap in die Here is jou beskutting. Daai krag wat ek het in my blydskap, die oorwinning wat ek het in my blydskap, vrede is die voorwaarde. Het jy al gesien hoe lyk 'n huis waar daar nie vrede is nie? Het jy al gesien hoe lyk mense wat se harte leeg van vrede is? Het jy al gesien hoe lyk mense wat nie vrede met God het nie? Lyk hulle vir jou bly? Glad nie. Vrede
is 'n voorwaarde vir blydskap. So dis die eerste rede hoekom die vyand dit uit ons lewe wil steel, dat hy ons blydskap kan wegvat. Die tweede rede, want dan is ek nie meer onder beheer van die Heilige Gees nie. Nou is ek onrustig en ontstel en alles is verkeerd en alles is verkeerd en alles is verkeerd en nou is ek onrustig en nou is ek ontstig en ek is my ewewig afgegooi en nou skielik raai wie vat die stuurwiel van jou lewe? Die vyand. Nou vat hy die stuurwiel van my lewe, want ek is nou ontstig. OK? Julle weet mos, en almal moet dit weet, ek is ontstig. Nou het hy die stuurwiel van die lewe, van jou. Nou ry hy die kar. En wat kry hy in beheer? Jou tong. En as hy die stuurwiel het, dan kry jy jou tong in die hande. Daarom sê Jakobus 3 vers 5, so is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie. En tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van geboorte af tot die dood toe aan die brand. En hoor hierdie volgende sinnetjie, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Die oomblik as die duiwel jou ontstig, en jy is nou nie lekker nie, en hy vat die stuurwiel van jou lewe en kry jou tong in die hande. En dan word jou tong uit die hel aan die brand gesteek. Christen of te nie. Dan sê jy goed vir die mense wat jy die liefste het. En dan sê jy goed wat ongelowig is, wat nie gesê moet word nie. Want hy het jou tong in die hande gekry. Die derde rede, hoekom die duiwel jou vrede wil steel, is, jy kan nie die saad van goedheid saai nie. Jy kan nie die saad saai wat 'n verskil maak in die koninkryk en wat mense se lewe verander nie. Kyk wat sê Jakobus 3 vers 18 in die 1953 vertaling. En die vrug van geregtigheid word gesaai, hoe? In vrede, vir die wat vrede maak. So net die wat vrede maak, kan die saad van geregtigheid saai. As ek 'n onstigtige moed het, 'n ontstelde hart het, 'n kwaad hart het, 'n hart vol storms, kan ek nie die saad van geregtigheid saai nie. Die saad wat 'n positiewe verskil in mense se lewens gaan maak en wat die naam van die Here gaan verheerlik nie. Daarom wil die vyand dit steel. Hy wil my loflied steel, hy wil my blydskap steel, hy wil my tong in die hande kry en uiteindelik wil hy keer dat ek hierdie positiewe goed kan doen. Want as ek ontstig is ek nie lus om goed te doen nie, broer en suster. Halleluja. Nee. Want preach it. Die waarheid. Onvrede maak jou oneffektief en daarom onthou altyd, vrede is meer as net 'n emosie. Dis 'n krag. Dis 'n geestelike krag. En as ek daai geestelike krag wegstoot van my af, gaan my lewe suit. Dan die laaste vrede. Vrede met ander. So ek het vrede met God, ek het vrede in my, nou het ek vrede met ander. Daarom sê Romeine 12 vers 18, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Nou daar staan as dit moontlik is. Luister, met party mense is onmoontlik om in vrede leef. Jy probeer, maar dit werk nie. So jy besef, jy maak maar soos Laban en Jakob. Onthou julle die storie van Jakob het weggetrek van Laban nadat hy vreeslik lank gewerk het vir Lea en Rachel. Nou trek hy weg van hierdie skelm oom van hom af want hy wil sy eie lewe gaan bou. Nou hardloop Laban agter hom aan en hulle by mekaar gekom en hulle het ooreengekom, goed, ons gaan 'n groot klip hier neersit. Groot klip sê die Bybel. En hy het vir Laban gesê, Laban, jy kom nie verby hierdie rots nie en ek sal nie verby hierdie rots kom nie. Ons het vrede met mekaar. Ons gaan nie oorlog maak teen mekaar nie, maar hierdie rots, ons gaan nie oorgaan nie. So party verhoudinge is so, jy wonderlike verhouding, moet net nie verby die rots kom nie. Waar, né? En ons moet onthou dat party mense kan ek baie naby kom, maar party mense sit ek maar 'n rots neer. Anders werk die dinge nie lekker uit nie. So ons moet vrede maak. Daar staan leef in vrede met alle mense, met alle gelowe, alle oortuigings, alle Christene, hoe weird hulle ook mag wees. Maar die Bybel sê probeer in vrede lewe met almal. Moeder Teresa, daai ou katolieke non wat in Indië gewerk het, het gesê, begin by die huis.
Begin by die huis in hierdie vrede te lewe. My eie ervaring is onvrede, en ons praat baie daaroor in hierdie gemeente, gee regtig julle, ons moet dit nie onderskat nie, dit gee die duiwel 'n staanplek in jou huis. Dit gee die duiwel 'n staanplek in 'n gemeente en in 'n situasie. Daarom sê die Bybel vir ons in Efesiërs 4 vers 26 en 27, dat ons moenie die son laat ondergaan oor ons tore nie, en ons moet die duiwel nie 'n staanplek gee nie. Ons moet hom geen plek gee nie 'n vatkans gee nie. Verskriklik belangrik dat ons daai vers onthou. Ook in die kerk moet ons daarop fokus, wat die Bybel vir ons in Efesiërs 4 vers 3 sê, lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Die Heilige Gees sal nooit, hoor mooi, nooit in 'n kerk werk as daar onvrede is nie. Nooit. Dis 'n absolute voorwaarde vir die openbaring van die krag van God in ons midde, dat ons mekaar met ons hele hart moet lief hê. En as iemand sleg praat van 'n medebroer, moet jy net sê, stop net hierson. Kom ons gaan sommer nou na die broer toe, ons gaan klaar hierdie saakie uit. Amen. My ore is nie jou asblik nie. My ore is nie jou asblik nie. En ons gaan hierdie saak uitklaar en ons gaan in eenheid lewe, want ons begeer die nabyheid van Jesus in ons kerk. Wat help dit ons ou kerk en Jesus is nie hier nie? Amen. Jesus moet hier so wees. Anders is dit 'n mooi programme en geboue sonder Jesus. Dit moet 'n verskriklike plek wees. En daarom moet ons nie sê Efesiërs 4 vers 30, die Heilige Gees van God bedroef nie. Moenie. Ek en jy is vredemakers en ons soek dit en ons praat baie van hierdie kansel af daaroor. Vredemakers is nie vredebewaarders nie. Nou baie mense moet op dit ontdek dat dit jou roeping is. Het julle geweet, een van die moeilikste roepings wat ek en jy ooit kan aanvaar van God, is om 'n vredemaker te wees. Dit is om mense wat nie goed oor die weg kom nie by mekaar uit te bring. Dis om my saak met ander mense reg te maak. 'n Vredemaker te wees. Want die Bybel sê vir ons, Jesus leer in Matteus 5 vers 9, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ons as kinders van God wil nie hê dat 'n tydelike probleem met 'n langtermyn verwydering bewerk nie. Ons wil dit nie hê nie. Ons wil hê dinge moet uitgesorteer word. Ons is nie mense wat goed onder die mat invee nie, net 'n blinde oogkap nie. Want weet julle wat gebeur met die goed onder die mat? Dit gaan maar van een geslag na die volgende geslag toe. Dit raak families. Ek hoor partykeer van kinders wat nie met mekaar praat nie, omdat oom Koos en oom Jannie was kwaad mekaar op 'n stadium. Nou is dit al 3 geslagte later, maar hulle praat nie met mekaar nie, want oom Jan en oom was kwaad gewees. Daai goed gaan net so op 'n pad wat dit nie moet gaan nie. Daarom is ons vredemakers. Ons roep mense om 'n tafel by mekaar en sê, indien moontlik kan ons hierdie saak uitpraat asseblief. Partykeer kan dit nie. Maar julle, ek en jy kan mos nie leef heeltyd met iets wat smeel nie. Almal sien die rookie trek, maar niemand hanteer hom nie. Daai rookie smeel die hele tyd. By die regte suurstof gaan daai ding 'n verskriklike vlam word. Maar ons kan nie toelaat dat goed in ons lewe smeel nie. Ons moet dit hanteer in ons huwelike en ons ouer-kind verhoudinge. Dit moet hanteer word. Anders gaan dit daar bly. Daarom is ons vredemakers. Kan ons haleluja sê. Haleluja. Kind van die Here. Een van die wonderlikste geskenke wat Jesus ons nagelaat het, is vrede. Ek hou baie begrafnisse. Hoe ouer ek word, pastoor Rode is nou nie meer hier nie. Nou kom al die begrafnisse so op my bord nou. Maar ek let op, baie keer in die grootste pyn en verlies waar mense totsiens moet sê. Dan sien ek net, ek verstaan nie wat ek hier voor my sien nie. Volgens my moet hierdie mense mekaar konk op hierdie oomblik. Dan staan hulle daar. En dan is daar 'n vrede van God by hulle. Dan dink ek, hoe is dit moontlik? Dan besef ek, dis nie menslik nie. Dis God. Dis God. En ek en jy moet seker maak, ek het vrede met God, ek het die vrede van God in my, en ek leef die vrede uit na ander mense toe om my. Ek moet dit indra waar ek gaan. Dis nie altyd moontlik nie, julle. Hormone is 'n vreeslike ding. En moegheid. Onthou altyd, moegheid is 'n vyand wat jou verskriklik kort van draad maak. En ek en jy moet oppas, ons moet Jesus mekaar wees. En ek het gevind die beste manier hoe ek Jesus in my huis kan wees vir my medemense is om kalm te wees, om rustig te wees. Ek praat nou met die manne.
Kyk, ons manne het mos nie baie emosies nie, maar ons het een emosie. Ons kon ons toys uit die kot gooi. Amen. En in daai 2 minute doen ons 3 maande se skade. En ons moet nie die duiwel toelaat om ons tong in die hande te kry nie. Hierdie tong is gemaak om God te loof. En mag ek en jy regtig die kalmte van God indra in ons huise in. Die vrede van God in ons verhoudinge. Nou, vrede beteken nie, ek is so passief ouetjie nie. Jy weet, doen ek. Nee, man, jy het die vuur van God in jou hart en jy wil goed verander en jy wil gaan. Maar daar's 'n kragtige vrede wat die Heilige Gees jou gee, waarmee jy hierdie lewe benader. 'n Vrede. Mag jy vandag die Here se vrede opnuut beleef in jou hart en in jou siel. Mag jy dit indra na jou huis toe. En mag jy, as jy onvrede het met God, dit in die reine bring en sê, Here, ek wil vrede met U hê. Ek wil naby U wees. Halleluja en amen. Mag hierdie kragtige woord van Pastor George jou inspireer om die evangelie van Jesus Christus te deel in woord en karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.